Here van lewe en dood behaag om Elisabeth Maria de Netter van ons weg te neem. Waar ons nou gekom het om die ontslagene te begrawe, bou ons op die woorde van ons Here en Heiland wat gesê het: Ek is die opstanding en die lewe. Wie in my glo sal lewe al het hy ook gesterwe. Elkeen wat lewe en in my glo, sal nooit sterwe tot in ewigheid nie. Ook het Jesus verklaar: Ek was dood en kyk ek leef tot in alle ewigheid. Amen. Ek het die sleutels van die doderyk en van die dood. Omdat hy die dood opgestaan het en lewe, sal ons wat glo, ook met hom opstaan uit die dood en met hom leef. Geliefdes, omdat ons weet dat die dood op ons is, dat ons God bid om ons te leer om ons daar so te kwel, dat ons 'n wyse hart mag behou, dat ons die kosbare tyd van ons lewe wat na voor is, so sal bestee dat alles wat ons doen tot verheerliking van God sal wees. Die Here het gegee en die Here het geneem. Amen. Kom huis in, Maurits. Ja. Ik denk je met dokter Maria gaan bellen dat mama een spuiting kom gee. Het is beter als hij slaapt. Goed, papa. Iets aan de drank, Maurits? Ja, dank u, pa. Goed. Wat het gebeur? Ik denk pa is nou die tijd om daarover te praten. Elise was mijn dochter en ik wil weten nou. Het was onvermijdelijk geweest. Onvermijdelijk? Onvermijdelijk dat ze die berg gaan lopen en een bottel vol pillen drinkt. Wat is verkeerd met jullie huwelijk? Ze was bezig om te scheiden. Julle was bezig om te skei. Julle was bezig om te skei? Hoekom? Het pa ooit Elise gedigte gelezen. Zij was een emotionele, onstabiele mens. Ach, snerp man, ik vraag je hoekom. Omdat ik niet langer samen met haar kon leven, niet daarom. En ik word het nou. Nou dat ze dood en begraven is. Maar was nog nooit een makkelijke mens geweest om te praten. En jij hebt nooit die ordentelijkheid gehad en nooit te komen met te zeggen: Senator, ik en jouw dochter is bezig om te scheiden. Zij was jullie dochter. Dan komt zij niet naar jullie toe gekomen. Nie. Maar ik zou pa zeggen hoe kom niet. Omdat pa en ma voor haar vreemdelingen was. Verwijt jij mij? Ja, verwijt pa en ma, jullie al twee. Maar het ma nog ooit gesteerd aan die kinders. Zij werd vandaag lang in hierdie huis rondgelopen zonder om met iemand te praten. En pa altijd die partij en politieke vergaderings. Was pa ooit een paar pa? Dat is nog genoeg hoor. Pa geweet dat Elise in elkaar was met een klomp hippie kunstenaars. Dat ze gedronken het en dag gerookt het, per nacht lang bij die huis was en pa het geweet. Jij ligt. Natuurlijk ligt het niet. Hoe kan de senator zijn dochter zo laag daar? Het is jouw vrouw van wie jij praat. En weer is mijn vrouw van wie ik praat. En ik heb haar lief gehad. Maar als ik wat dag na dag moest zien hoe ze achteruit gaan. En hij het holen uitsleep.
dronk en hysteries. En jy sien dit en jy doen niks om haar te help nie. De pa wat het pa gedoen? De pa ooit al gedigte gelees? Het pa het gelees? Die trip, het pa het gelees? Nee, senator is te bezig. Nou, wat gaan nou hier dan? Loop uit, Philip, ek praat met jou pa. Ek is nie 'n kind nie. Loop uit, Philip. Ek het nie gekom te verwyt nie. Maar ek dink is hoogtyd dat pa die waarheid hoor wat in hierdie huis aan die gang is. Hoekom dink pa Philip 'n predikant geword? Hy het oortuiging. Nee, hy het gaan sekuriteit soek by die kerk. Hy het gaan wegkruip. Dis nie vir my nodig om te luister na jou snert nie, man. O ja, ek dink pa het. Wat van Karina? Julle het haar in hierdie huis ingebring toe sy 16 jaar oud is en vandag is sy 22. Maar het julle vir haar gegee? Liefde, aandag. Jy het haar rokke gekoop, ja, aan die universiteit toe gestuur. Daarmee het julle ons julle plig gedoen. Hoor hierso. Ek gaan nie toelaat dat jy my in my eie huis staan en beledig nie, hoor. As jy nie vir jou kan gedra nie, man, trap hier uit. Ek sal loop. Maar dat ek pa net dit sê. Pa se invloed gebruik om my in die diplomatieke diens te kry. Ek het gister bedank. En pa die huis vir Elise gekoop. Ek het net my klere gevat. Die kar staan voor in die straat. Ek sal die bus haal, senator. Ga weg. Willies, hoe het jy geweet ek is hier? Die klipkriek het die lyn geslaan plaas toe praat hy met Ousis. Wie? Die senator. Hy skiem te vir Michelle, jy moet hom check as jy aankom. Iets oor Elise testament of iets. Toe maak 'n gebreekstasie toe. Klaar uitgestuur, jy gaan die inboek. Hoe gaan dit met sis? O nee, help. Sy soek net plek in 'n ou huis. Sy het gister 162 oor 'n speedtrap gesê. Toe jag sy weg. En toe? Toe maak die polisie 'n draai daar by die plaas. Toe spring sy in die bed met haar kloppings. En jy nou oké? Ja, ek sê oké. Jy weet, Ousis het dit vere gelyk dat jy weggehou van die begrafnisse. Jy weet mos hoe sy oor begrafnisse. Sy laas maand die hele dag gesit om my eie begrafnis uit te werk. Haar fyn, tot op die teksvers. Al iemand wat 162 oor 'n speedtrap sal dit bra nodig. En nou, wat gaan jy nou kom doen? Kom boer? Ek boer. Gee dat. Vat jy maar die plaas vir jou. Nou, thanks, ou boer. Ek meen, mens kan partyke 'n bietjie geworry dra. Nie dat ek gedink het jy het my staal kon krimp nie. Jy weet hoe dit gaan. Net 'n kom plantjie patats tussen my hanepoot, dan sal hy smoeles.
kyk waar jy ry nie. As jy my bakkie opgedam het, ek hierdie blerrie Chevy van jou by die waterval op afsmy. Ja, wat er aan my squad. Laat jou speelgoed uit die pad uit, man, ek wil ry. Groet jy nie vir Maurits nie? Hoe was die begrafenis toe? Dag, sis. Dit is alle En jy dit top net jou Jack geskien. Die volgende donker draf my al vooruit. Ek jy alweer met die timing gekarre. Man, wat jy van timing weet, het ek jou geleer. Jy moet hier kom staan en lol nie. Kom, Maurits, kom. Schat, en net maar sla die sonne ou hier teen die grond dood. Jy, Filies, gaan haal jy vir Maurits ek elke man 'n bier. Magtig, nee, sien ons hartseer nie. En nou maar, Maurits. Ek is prokureur, sis. Ek sê maar op praktyk oopmaak. Waar? Hier by dorp? Nou kom nie. Hy se naam maak vir jou dood as jy sê vir my hier kom op en neer. Ek kom nie sy werk steel nie. So, Okay. kan ek ook maar een kry? Wat, hierdie tyd van die dag, jy nie werk om te doen nie. Ja, natuurlijk, maar hier sit Ja, jy maar dan... skoot man, loop, kyk na jou lande. Jy haat my. As ek vrek van die dors gaan, ek op jou rekening. Filies, moenie vir my soek nie. Moenie vir my soek nie. Loop nou. Julle damn spikeflow spulde nekkers. Senator het al 3 keer gebel. Wat soek hy? Ja, moet ek nou weet. Hy is maar so fynkies, hy gril om maar net met 'n nekker te praat. Spul freaks. Julle ou lot van Blik hulle. Michelle, ek wil nie nou oor hulle praat nie. Ja, maar ek het ook gesien wat sy aan jou gedoen het. Dit kan so nie vir my lekker. Hy senator jou weer bel. Moenie laat hy vir jou rondshampoo. Dis nie sy parlement hier waar hy kan kom maak en breek soos hy wil nie. Die Elise Skeepers wat dood is, die was nie jou eie suster nie, was hy? Nee, ons was nie eens familie nie. Hoe goed 'n jaar erg het? Ek wil hê jy moet vir my 'n artikel oor haar doen. Die mense stel belang, jy weet. Gideon gaan nie baie daarvan hou nie. Die Skeepers was goed vir my mee, Pieter. Ek wil nie graag iets doen wat hulle gaan seermaak nie. Alright, maar as jy dit nie vir my doen, sal ek vir Betty moet vra. En jy weet wat van Elise sal oorbly as sy met haar klaar is. Wat wil jy hê? Haar lewe, haar gedigte, die Ingrid Jonkerprys, enigiets wat interessant is. Kan ek daaroor dink? Sê my môre. Right. Hallo Philip, Dis nou 'n mooi plek om te sit en werk. ek is net klaar vir die dag. Ek is besig met 'n artikel oor Elise. Vir wie? Die koerant, die anders. Jy moet pappa daaroor gepraat. Ek het mos nie sy toestemming nodig nie, weet ek? Hy gaan geweldig omgekrap wees as hy daarvan hoor. Jy ken hom. Wel, dan moet hy maar wees. Karina. Wat gaan die artikel sê? Philip, ek het vanoggend eers begin. Ek is nie 'n profeet nie, ek weet nie. Moenie digsinnig wees nie. Maurits het 'n klomp vieslikhede kwyt geraak om homself te beskerm. Ek hoop nie jy gaan die gemors verder die wêreld instuur nie. Wat het hy oor haar gesê? Vra vir pappa. Wie sê dit was die artikel? Die nuusredakteur. En wie sê? Pine Pienaar, hy het my... Philip, jy gaan nie inling nie, gaan jy? Hoekom nie? Sy was my suster, onthou dit. Jy het geen vertroue in my nie, Philip. Jy is nog jonk en jy is onskuldig. As mense wat jou sal misbruik ter wille van goedkoop sensasie. En jy gaan nie die satisfaksie gee om ons familie deur die modder te sleep nie. Jy man. Wat dink jy is ek? Hoe ken jy my? Jy's hardkoppig en jy's opstandig. Ons passie, jy moenie gaan jy's doen. En nou gaan jy met Pine Pienaar praat. Sit ek om hier na toe gekom het vandag? Nee. Ek het kom soek omdat ek jou wou sien. Toe kry ek jou so. Wat bedoel jy kry my so? Philip, net omdat jy predikant is geen rede kom ek nie mag jeans dra nie. Jy weet hoe ek oor jou voel. Kry dit nou vir een keer in jou kop.
gaan nie 'n pastoriemoeder word nie. Maar wat jy nou skryf in die kerk. Is jy nie meer 'n Christen nie? Philip, net dat ek 'n Christen is geen rede hoekom ek met jou moet trou nie. Jy is nog baie jonk om sulke dinge te besluit. Ek is nie haastig nie. Hallo Gideon. Karina, dis 'n verrassing. Kan ek vir jou doen? Hoe weet mos van die artikel wat ek wil doen release? Ja, Philip het my gebel. Hoekom het jy haar lewe probeer oopspalk? Sy's dood en in haar graf, laat haar met rus. Of gaan jy net geniet om haar in openbaar te kruisig? Maar hoe weet mos ek sal dit nie doen nie? Los dit uit. Jy karring aan dinge waarvan jy niks weet nie. Wat is aan die gang met die leesroom? Philip sê Maurits het iets gesê. Maurits. Jy moet Maurits se naam nooit weer voor my noem nie. Jy met haar getroud is toe sy 'n gesonde, normale Christelike kind. 3 jaar later is sy gebroken in liggaam en gees. Waar was Maurits toe Elise hom nodig gehad het? Waar was Maurits toe sy hom nodig gehad het? Toe sê my? Dit was nie sy skuld nie, oom. Nie sy skuld nie. Karina, ek sal nie uit my pad uit gaan om Maurits na te kom nie. Maar hy moet bid dat sy paai nooit weer met my kruis nie. Karina. Jy en Philip is nog al wat ek het. En dit is my hoop en tant Emily sien ook dat julle twee eendag by mekaar sal kom. So ek vra jou mooi, my kind. Los die artikel toe. Karina, is dit te veel gevra? Ek verstaan Gideon se punt. Maar dis my werk. Nou goed. Doen dan soos jy goed dink. Asseblief om Gideon. Ek het gesê doen soos jy goed dink. Maar om Gideon, ons kan nie so uit mekaar uitgaan nie. Jy weet wat my wens is. As dit vir jou niks beteken nie, gaan jou gang en ek weet wat ek sal doen. Maar Totsiens, Karina. Hallo? Jong, ja, jou klip klik nou weer eens lag gebel en ek is al moeg gestaan en lieg vir jou. Nou vloek weet jy ontwyk kom. Jy het hom gesê ons hou vakansie nie. Nee, vra my uit nie. Hy wil hê jy moet Kaap toe kom en daar kom 'n klomp goeders teken. Jy moet oppas wat jy vir hom teken hè, hoor jy my? Hy sou op groot skerm is kapabel van netjie nog uit jou Bybel en jou gesangeboek uithoek. Toe maar sis, ons prokureurs lees dinge voor ons hulle teken. Nou maar as jy nou eens lotse bel of jy nou jou suster moet ter helle neer daar vir jou. OK, ek sal hom bel. En Karina het ook gebel. Karin? Wat is hy? Ja, ek vra nie uit nie, maar sy sou kom kuier, ek het haar genooi. Sy het groete vir Boetie hoor. En sy om sy plaas staan en droeg uit, maar wat word ek? Wat rol mos in die geld, ha? Nou goodbye nou eers. Onthou nou om te bel, nee. OK, ek sal hom bel. Bye. So, nou het jy nou alles. Die hele boedel. Was selfs my cricketkolf en my plate. Jy het niks in die huwelik ingebring nie. So jy het niks verloor nie, hè jy? Nee, ek het niks verloor nie. Waar die boot, Maurits? Oh nee, dis myne. Sy het dit vir my gegee. Maurits,
Verstaan jy gaan 'n besigheid begin in Woester? So jy opponeer my, né? Ek gaan niemand opponeer nie. Ek's 'n prokureur-senator. Kan nie help as u ook 'n praktyk daar het. Maurits. Daai boot is gekoop met geld wat ek gedeponeer het in Elise rekening. Of jy bring vir my die sleutels en ek laat jou firma in vrede. Of jy beveg my. En ek gebruik elke invloed wat ek het teen jou. 'n Dreigement. Ja, Maurits, dit is 'n dreigement. Ek kan jou nie keer nie, senator. Maar jy dit sê. As jy dink jy gaan my ruïneer, dan gaan jy die grootste fout van jou lewe. Maurits? Hallo, Curry. Hallo, Maurits. Wat maak jy hier? Is Mugidi nog daar binne? Ja, hy... Kan ons iewers heen gaan waar ons kan praat? Ja, seker. Jy het argument met hom gehad. Ja, ek het. Ek is besig met 'n artikel oor Elise. Gee jy om met my oor haar te praat? Ek is nie onwillig nie, Karin. Maar daar soveel dinge tussen ons gebeur, het is soos 'n nagmerrie. Ek wil nie uit vir so hele persoonlike dinge nie. Het is moeilik om met jou te praat, nie, jy weet het. Ons nog altyd goed oor het. Het is net... Ek wil vandag omgekrap. 'n ander dag miskien. As jy nie opgee. Ek sal oor hy Woester toe. Die artikel is nie in die koerant nie. Dat ons het besluit om Jy het besluit julle gaan dit nie meer plaas nie. Is dit wat jy probeer sê? Dis seker niks om oor ontstel te word nie, juffrou. Meneer Pinaar, wat het die senator gesê wat julle tot in julle sokkies laat skrik het? Hy sit op die direksie van 14 maatskappye in die Kaap en elkeen het gedreig om hulle advertensies te stop. Nou kyk, jy ken hom nie, maar hy sal sy sin kry, al moet hy elke man breek wat in sy pad kom staan. In elk geval, jou artikel is nie my job werd nie. Jy steen met my geleer het oor die koerant se integriteit. En nou? Moet jy nou nie vir my kom staan en preek nie. Julle jong mense maak my siek met julle beginsels en integriteit. Ons leef van brood, nie van integriteit nie. Hallo, het jy nie seer gekry nie, jong? Nee, dit was lekker. Hoorie, wat maak jy vanaand? Man, ek het eintlik vir Maurits kom sien hierdie naweek. Jy kan hom môre sien. Vanaand dans ons, oké? Maar jy het mooi geword, hè? Damn it. Ek het nie 'n rok gebring nie. Maak die saak nie, jy leen by Michelle. Hoekom het Maurits my nie gesê van jou nie, hè? Jy is ook so damn synig met alles wat hy het. Hoorie, Maurits, sy is gedate vir vanaand se dans. Vir kerk môre, vir piknik by die rivier en môre aan se opsit. Jy het 'n foto van haar. Okay. Jy het alles uitgewerk, hè? Ja. Ons by ons bly vir die naweek op die plaas. As jy my vra? As hy jou vra, elke koes ek vra jou. Jy maar, hy bly anyway nie eens meer daar nie. Hy het getrek dorp toe. Soms is mis van hom ontslaag. Maar ek moet eers met hom praat. Nee man, dis naweek. Hy het nie spreekure naweek. Sy kantoor maak eers maandag oop. Jy kan maandag afspreek. Billy, gaan jy nou plaas toe? Ek sal betyds by jou aflewer vir die dans toe. Jy wil ook altyd eerste in die queue staan. Jy weet jy's mooier as ek. Maar jy het nou weer die fantastiese persoonlikheid.
En jij, Maurits? Ik ga met jou. Ik ga niet raken. Kom maar zien, ik ga niet raken. Ik ga niet meer die artikel doen, Maurits. Kom je dan niet? Ach, ik zoek net 'n bietjie raad by jou oor Philip. Wat sy raad sal ek wil gee? My ma is dood, sy is gewees. Ek weet jy wie wel gooi. Pas jy. Ik heb een probleem met Philip. Philip? Hoekom? Hij denkt hij terecht, maar niet omdat zijn ma en pa me so soort van aangeneem het. En je weet hoe hij is als de eerste dingen kom. Ik krijg nou uit. Jy kon nie braal is vir 'n pastorie nie, né? Ik heb in de pastorie groot geworden toen ik 16 was. Maar dat is dit niet. Ik weet Jenny niet of ik met hem wil trouwen. Ja, of jy het hom lief of jy het. Dis al wat tel. Weet jy? Ek kan jou nie raad gee nie. Maar wat ek vir jou kan sê is, miskien moet jy wegkom van hulle. Jy is so vanaand te gaan dans. Ek sê vir jy sê. Ek het kaartjies vir te doen in die Kaap vanaand as jy lus. Dink jy hy gee om as ek vanaand alleen by die huis sit? Wat worry hy? Maar jy kan dit vir hom kom kuier, nie vir jou nie. Toe loop nou, daar's altyd hordes los meisies vir sulke danse. Wil jy nou hê ek moet 'n los meisie optel? Hulle sal vir jou optel, jy het nie nodig om hulle op te tel nie. Toe, skort nou. Jy moet sê maar ek kom in die moeilikheid. Dis dit jou eie dommigheid. Jy's mos mooi groot genoeg om te weet waar kom kindertjies vandaan. Om te weet en om te keer is twee dinge. Vir jy sê jy basta met jou skurwe stories, of wil jy hê ek moet jou broek vir jou en jou bas vaswerk? Ek kan nie so die Chevy se sleutels uit, ten minste nie lêplek binne nie. Dit sal help. Jy is nou maar 'n ander suster wat 'n broer sonder so aan sy noodlot oorlaat. Sorry, jy net laat jou noodlot tussen jou ore bly sit. As jy nooit nodig het om by jou suster te kom huil. Ek sweer jy is die grimste suster in die hele wêreld. Sy het niks gebreek nie, meneer. Sy het lê net aan skok en is gekneus. Ons dink sy sal 'n paar dae moet bly net vir veiligheid. Sy is in saal 3. Praat later met jou. Wat is jy in die kar gemaak? Ek wil nie daar hou. Man, ek het enige sympatie met jou.
Maar of jy wil of nie, jy gaan praat en nou. Gideon, die kind was in 'n ongeluk. Kan jy sien hy lê as kop? Geen onbooi voel nie. Ek het jou vraag gevra. Wat is hy by jou in die kar gemaak? Ons was na 'n simfoniekonsert toe gewees. Simfoniekonsert. Die ongeluk was om 1:30 geweest. Van wanneer af kom 'n simfoniekonsert om 1:30 in die môre uit? Ons het koffie gedrink in 'n kamer. Jy was in Karina se slaapkamer. Gideon, asseblief. Ons kan môre die saakies uitstryk. Môre, sodat hy tyd het om 'n spoudeens uit te dink. Hoe lank is hierdie ding tussen jou en Karina aan die gang? Maurits, ek het jou 'n vraag gevra. Ek het niks om te sê nie. Jy het nie een kind se lewe verongeluk, maar jy is nie tevrede nie. Nou vat jy vir Karina ook. Om wat mee te maak? Om wat mee te maak? Is dit die rede waarom Elise 'n bottel vol pille gedrink het? Nee. Papa, Karina sou nooit so iets gedoen. Man, jy's 'n predikant, maar vir mense weet jy niks. Maurits, ek het vir Karina gesê eendag. Jy moet bid dat ons baie nie weer kruis nie. Ek is sterker as jy, Maurits. Jy wou gehad dat ek met jou wys hoe sterk. Nou sal ek. En nou moet jy net nog besigheid maak. Dis geen probleem nie, die kry ek vir jou. Sê maar so chop. Jy weet prokureurs mag nie adverteer nie, né? Hoe dink jy jou skiepers miskien sy geld gemaak, hè? Maar luister eens, Maurits. Ek moet eens nog met jou praat oor jou moeilikheidjie wat ek het met die stuurkops, man. Luister, Michelle. Ek kan nie my eerste saak verloor nie. Jy het 160 gery, daar's geen manier hoe ek jou gaan afkry. So, pleit skuldig, betaal jy boete. So jy gaan nou maar jou eie suster voor die swyne werp. Dis al jou vyfde oortreding. Dink jy hulle gaan jou glo? En sy met die tronk kan opsluit? Dan vra ons vir genade. Daar kry jy nou ekstra. Tussen rande het ek gemors om jou universiteit toe te stuur. En wat weet jy? Prokureur. Laat aangetrek. Ja, meneer Nel. In verband met die 2 ander kantore weer gelê. Kan ek jou spreek daaroor? Zeker? Toe maar ek nie. Ek kan eens kan vang. Man, ek het geweet ons het gepraat oor ekstra kantore, maar ongelukkig sal ek jou nie kan help nie. Ek het met my vernoot gepraat. En hy het ongelukkig al die kantore uitgegee vir 'n ander firma. So die probleem is, jy sien, en gelukkig vir u het ons nog nie 'n kontrak onderteken nie, waar nie. Sê my, u ken die senator Schippers? Ja, maar die senator niks daarmee doen nie, ek weet. Kom luister hier. Hoor jy dit? Wat? Hoor jy ook kry die aan? Nou ja, ek hoop het gaan goed met jou besigheid, Maurits, man. Jy weet, ons het om Gideon se rekening ook hier, né? Ek weet nie, mos. Prokureurs is goeie kliënte. Vir alles hulle sulke stywe trustrekenings hier by ons hou. Nou, ek dink dis omtrent alles. Ag, teken toch net los daar, asseblief. Wil al mos? Dis al, dankie. Nou nog net jou checkboek gaan halen. Soos in besigheid. Stap sommer saam. Stap maar voor. O, hallo Marie, hallo Gerard. Ek julle voorstel, Maurits de Necker, meneer Scholtemeier en meneer Boda. Ja, Maurits het ook nou net al sy besigheid hier na ons toe gebring. Nou is die prokureur sommer almal onder een dak. Wees so, van hy besigheid aan my kant toe kom op, bosie, anders gaan my rekening jou niks help nie. Kom ons gaan kry maar jou checkboek gou. Ek is nou by julle, Marie. Dit die besigheid werk is nie, wat is dit dan? Checkboek, meneer de Necker, asseblief, juffrou. Jammer dat ek jou so vinnig al weggeneem het, man, maar ek moes jou eintlik gesê het om Gideon en Marie Scholtemeier is vernote. Maar dat gaan nie baie daarvan hou as ons vir jou werk gee nie. Dankie, juffrou. Maar moet jy nie bekommer nie. Ons sal vir jou sorg. Bly maar net stil af. Baie dankie, mos. Dankie. Pa het gesê jy moet huis toe kom. Ek wil nie huis toe gaan nie, Philip, ek wil woonstel toe gaan. Kan ek jou hoor hier? Jy voel nie goed nie. Is beter as jy eers by die huis kom rus.
Kan jy nie verstaan nie, Philip? My pa weet wat goed is vir jou. Hy bedoel dit goed. Ek is nie meer 'n kind nie, Philip. Ek weet wat ek doen. Karinkie, ek wil met jou praat. My pa het gekrenk wie jy. Ek dink jy en Maurits het 'n ding aangaan voor Elise dood. Dis 'n mislukking te sê. Karin, asseblief. Kan jy nie sien hoe lyk dit vir ander mense nie? Ek gee nie om wat ander mense dink nie. Dis my pa van wie jy praat. Dink jy nie is iets aan hom verskillig nie? Ek miskien doen. Kom bietjie huis toe. Kom bly rukkie daar. Ek wil net my eie lewe lewe. Niemand is hier op aarde om vir homself te lewe nie. Kom. Kom ons gaan huis toe. Môre, Gideon. Môre. Môre. Man, ek het gedink oor daai Maurits en Necker ding. Jy seker is die presiese woorde wat hy gesê het. Nie die presiese woorde nie, min of meer die strek. Jy seker is nie besig om 'n grap te maak. Ek glimlag, maar ek het net 'n grap gemaak. Kyk, Maurits is nie onnoos nie. Hy gaan homself nie sommer so blootstel nie. Ja, maar hy het nie geweet as ons nie, oom. Hy het my eers later uitgevind. Ek weet die wetsorde is streng oor hierdie soort van besigheidswerk. Hulle gaan vir hom skraap as ons ons saak kan bewys hoor. Maar ons kan dit bewys gee. Hoe gaan dit lyk? Ons is 'n ou gevestigde firma en hy's 'n nuweling. Dit gaan lyk asof ons hom bepoelie. Bossie sal getuig. Ek is nie seker nie. Bosman is nie 'n gek nie. Hy gaan nie sommer laat ompraat met sy eie kliënte getuig nie. Dit is vir jou om te besluit, Gideon. Ek dink julle moet die saak met my los, laat ek 'n bietjie daaroor dink. Dankie vir julle bereidwilligheid, né? Julle gaan vir my hoor. Seer om tot. Tot ziens. Tony Skippers hier, goeiemiddag. Philip, dis Maurits hier. Kan ek gou met Karin praat asseblief? Ek dink liewer nie, Maurits. Jy weet wat nou die aand gebeur het. Dink jy nie dis vir Karin om te besluit nie? Wat wil jy vir haar sê? Ek glo nie enigiets met jou te doen nie. Jy kan nie met haar praat nie, en dis al. Luister mooi, Philip. As jy nie vir Karin telefoon te roep nie, dan kom ek so toe of jy dit daarvan hou of nie. Wat sukkel jy so met haar, man? Wat is in die gang met jou? Gaan jy vir Karin roep of kom ek so toe? Ek praat nie verder met jou oor haar nie. Dit was asseblief vergeet my dit. Ek ry nou. Ag, Maurits. Jy ken my pa. As jy jou voete hier sit, gaan die polisie bel. Ek dink nie jy wil dit hê nie. So bly net weg. Nou maar kom kry jy nie die polisie nie. Toe kry hulle. Ek sal die storie vir elke koerant in hierdie land gee. Wie dink jy is jy, hè? Toe wie dink jy is jy? Ek sê jou sê. Ek is die ou wat daar in 'n ongeluk laat beland het. En ek is die ou wat as enige ordentlike mens vir haar 'n bossie blomme wil bring. Philip, jy gaan nie die polisie bel nie. Bel vir papa. Hallo pa. Ek dink pa moet huis toe kom. Maurits is op pad hierheen. Ja. Man, jy weet, met jou tipe het ek nou nie veel lus om te loop en tyd mors. So hoekom sit jy nie maar die liewerste die polisie op? Ek het jou 'n ordentlike beskaafde vraag gevra, juffrou. Van ordentlikheid en beskawing het jy nog maar net gehoor, ja. Maar vir jou informasie, sy is hier. Raai, Dominee. Maar jy is daarom slim. Ja, sy was hier. Maar sy is weer weg, saam met Maurits. Jy sal dit nou dalk nie weet nie. Maar Maurits moet môre voor die wetsgenootskap gaan verskyn. Jy sal dit nou dalk nie weet nie. Maar Maurits moet môre voor die wetsgenootskap gaan verskyn. Jy sal dit nou dalk nie weet nie. Maar Maurits moet môre voor die wetsgenootskap gaan verskyn. Jy sal dit nou dalk nie weet nie. Maar Maurits moet môre voor die wetsgenootskap gaan verskyn. Jy sal dit nou dalk nie weet nie. Maar Maurits moet môre voor die wetsgenootskap gaan verskyn. Jy sal dit nou dalk nie weet nie. Maar Maurits moet môre voor die wetsgenootskap gaan verskyn. Jy sal dit nou dalk nie weet nie. Maar Maurits moet môre voor die wetsgenootskap gaan verskyn. Jy sal dit nou dalk nie weet nie. Maar Maurits moet môre voor die wetsgenootskap gaan verskyn. Jy sal dit nou dalk nie weet nie. Maar Maurits moet môre voor die wetsgenootskap gaan verskyn. Jy sal dit nou dalk nie weet nie. Maar Maurits moet môre voor die wetsgenootskap gaan verskyn. Jy sal dit nou dalk nie weet nie. Maar Maurits moet môre voor die wetsgenootskap gaan verskyn. Jy sal dit nou dalk nie weet nie.
En ek reken sy wou by hom wees. Nou moet jy baie mooi na my luister, as jy wil weet wat goed is vir jou en jou 2 broers. Ek het gelus om na jou te luister nie. Jy is die kereltjie, wat daardie klag teen Maurits deur die wêreld vol gaan uitbasyn het. En van daardie dag af kan jy maar net so goed sy firma gesluit Moenie doen. my verantwoordelik hou vir sy misstappe nie. Ag man, gee pad van my plaas af. Langer julle hier rondstaan, hoe meer bemes julle die plek. So ry of bly. Ons wil. En jy met my kar gelol? Nie daai stuk drek 'n kar. Ek vra jou, jy het met my kar gelol of nie? Jongen, ek nie een van jou kinders nie. As jy met my wil praat, moet jy ordentlik praat. Wat wil jy nou alweer hê? Pas jou voet. Praat jy jou besigheid? Kan ek jou foon gebruik of kan ek nie? Nee, jy kan nie. Nou, hoe die duiwel dink jy moet ek miskien in die dorp kom? Ai, liewe skepper, jy mos 2 gesonde voete gegee om te loop. Gebruik hulle. Weet jy wat hierdie episode gaan kos? Weet jy? Wel, as jy nie weet nie, gaan jy uitvind. Dit beloof ek vir jou. Jy maak my moeg, man. Die dorp is net 10 myl. En as jy so vinnig kan loop as wat jy kan lieg, dan is jy sommer nou daar. Hallo? Julle lid hier? Asseblief meneer. Dankie. Jy meneer Leta, jy seker dominee net? Ja. Oh? Ajay? Wat doen jy nou jy? Ek is 'n senator. Oh. Wat 'n party? Van die nasionale party natuurlik. Is dit? Die klag is dat die teenstrydig met die etiese norme en reëls van die wetsgenootskap op 'n onprofessionele wyse gehandel het deur kliënte te werk vir die firma. Die klaers wat getuies was van die voorval het stabende beëdigde verklaringe aan die tugkomitee voorgelê. Het die meneer Schottenmeijer en Botha se verklaringe in die besit? Ja, ek het. Ons het ook 'n verduidelikende brief ontvang, meneer De Necker. U het nou geleentheid om die saak te stel. Dis dan al, meneer die voorsitter. Ek dink die here het afleidings gemaak wat heeltemal onbillik was teen my. Meneer De Necker, ja, dit blijft voor mij een open vraag of die opmerking niet wel ernstig bedoeld was, niet. Zelfs al heeft hij dit als een grap gecamoufleerd. Mag ik nog iets noemen, meneer Wensel? Meneer Schottenmeijer is 'n vernoot in die enigste ander prokureursfirma op die dorp. En daar is aan my gesê, nog voordat ek my kantoor oopgemaak het, dat ek teespoed met hulle gaan ondervind. Na my mening behoort die komitee meneer Schottenmeijer se getuienis met die nodige versigtigheid te beheer. Sy getuienis strook met die van die bankbestuurder en ook met die voorsitter van die dorpskomitee. Dus eerbare mense hierdie meneer De Necker, gesiene inwoners van die dorp. Het u nog enige iets verder om te sê? Nee, dit sal weer, dankie. Sal u dan asseblief buite wag terwyl die komitee beraadslaag?
is nie die einde van die wêreld nie. Was jou hele loopbaan? Is my loopbaan enige tyd verhou, ja. You can come in now, Mr. Tanaka. Meneer De Necker, dit is vir die komitee onnodig om aan nie te verduidelik in hoe ernstige lig ons 'n saak soos die beskou. In die geval kon die komitee na aanleiding van die verklaring van 3 vooraanstaande eerbare persone in die omgewing tot geen ander gevolgtrekking kom dat u wel daarop uit was om besigheid vir die nuwe firma te werf nie. Ons het dus geen alternatief nie as om by die Hooggeregshof aan te beveel dat die vir 'n tydperk van 6 maande van die prokureursrol geskraap word. Wat nou, Maurits? Die saak gaan nou Hooggeregshof. Amper soos 'n gewone hof. Dan getuies roep, stukke inneem. 'n Advokaat kry om my te verdedig. Alles staan mooi verlore. Dink jy het 'n kans? Ek het 'n dagvaarding vir jou. Sal jy net teken asseblief? 40.000 rand. Nou is nader seker van sy bly die kop af. Waar dink jy met ek 40.000 rand vanaand kry? Meneer, ek is van net die geregsbode. Ek doen net my werk. Teken net asseblief. Nee, dankie. Ek teken niks. Sorry vir jou bel, ek's haastig. Sê jy vir die nader, ek kan in sy maai ploeg, so stupid as ek nie. Wat is dit nou weer? Felies. Teken nie dan. En as die daai ou bliksem met dit vir ons in elk geval hierdie pos terug. Teken. Gaat ons meer as net 'n advokaat nodig hê. Boetie, gaat ons die duiwel self in ons kant moet kry. Ken. Bly kalm. Bly net kalm, ons sal dit uitsorteer. As ek dit geweet het gesê hy... Bly stil, nee, jy het klaar te veel gesê. Klim in die kar ry. Ek sê van Maurits niks hiervan nie. Damn jou senator. Goed hoor. Ja, ek sal hom sê. Tot ziens. Wie was dit? Schottenmeijer. Dank u wel. Weet ma iets oor die ding van die boot? Ja. Het is Maurits se boot, maar ons weet dit almal. Jy ken jou pa. Maar het is een ding om 'n aksie teen iemand te hê. Het is 'n ander ding om te lieg om iemand te benadeel. Nou kom praat jy met my daaroor. Kom praat jy met hom daaroor. Maar sy vrou. Dink jy ek het enige invloed oor hom? Net een mens na wie hy luister, en sy self. Nee, dankie. Ek het niks vir hom te sê nie. Daar is sekere dinge wat jy met die Bybel regmaak, Philip. Dan is ander dinge wat jy met die wet regmaak. Jy doen dit op jou manier, ek doen dit op my manier. Maar dit is 'n leuen. Dis die wetlike posisie. Daar moet dit nooit in Maurits se naam nie. Dink maar nie dit gaan te ver nie. Te ver? Aan wie se kant is jy, Philip? Pa weet dit tog. Nee, ek begin dink ek weet dit nie. Toe jy moet kies aan wie se kant is jy? Besluit. Pa weet tog ek was nog altyd lojaal teenoor pa. Nou ja, dan is niks om oor te argumenteer nie, man. As iemand van ons daardie boot gebruik het, ek kry die idee dis wraaksig. Dis nie ter sake nie, Philip. Jy is my seun en ek wil hê jy moet weet waar jy staan ten opsigte van die familie. Ek is besig om vir Maurits te druk, sodat hy vir Karina kan los, dis al.
En dan sê haar los. Ek moet senaat toe. Die eerste minister praat nou. Karina by haar werk. Ja, pa. Daar's 'n briefie van die senaat af. Dis seker jou pa. Môre. Bly jy gekom? Ek het dit nie waardeer dat jy met Maurits daar is. Dit weet jy nie. Ek het so 'n bietjie meer lojaliteit van jou verwag, Karina. Nou goed, ek het jou nie hierheen laat kom om jou te verwyk nie. Wat ek van jou wil weet is, wat is die rede? Waarom is jy met hom daar weg? Vir hom, Gideon. Jy het ons gelos vir hom, is dit reg? Oom, ek Is dit reg of verkeerd? wil net 'n bietjie wegkom, oom. Nou goed, laat ek dit vir jou so vra. Probeer hy verhouding met jou aanknoop? Antwoord my. Ek sien jy ontken dit nie. So kan vaar jy doen dit gewillig. Oom, alles is nie reg of verkeerd nie. Ek hou van Maurits. Ek hou baie van hom. Is dit nou 'n sonde? Ek wil nie met jou argumenteer nie. Ek en jou tant Emily het alles vir jou gedoen. Ons het jou liefde gegee, ja, alles wat jy nodig het. Al wat ons van jou begaar het, is 'n klein bietjie lojaliteit. Jy kan nie my lewe vir my dikteer nie. Ja, ek weet dit. Ons kan nie. Oom Gideon. Nie vir my kwaad wees nie. Asseblief. Jy weet wat gebeur het met die boot, nee? En van die probleme met die wetsgenootskap. Nou het sy jonger broertjie my in die publiek gebelaster. Ek gaan 'n eis instel teen daai familie. Ek gaan daai familie ruïneer. Ek wil jy moet baie goed daaroor dink. Oom Gideon. Is oom besig om my af te pers? Af te pers? Waarvan praat jy? Ek is nie onnoosel nie. Eers het oom op my gevoelens probeer speel. Maar nou dreig oom openlik om hulle te ruïneer as ek nie wil luister nie. Ek kan jou eie afleidings maak. Ek het nie gedink die dag gaan aanbreek dat ek oom beveg nie. Maar nou dwing oom my. Karina, ek het jou van tevore gesê en nou sê ek dit vir jou weer. Jy moet doen soos jy dit goed dink. Want dat ek jou waarsku. Dis hulle wat die gevolge gaan dra van jou hardkoppigheid, nie jy nie. Ek hoop dit gaan jou gelukkig maak. Ek kom raad vra. Hou net so stil. Hoe belangrik is Maurits vir jou? Hy is maar die belangrikste mens in die hele wêreld. En hy? Hoe voel hy? Hy voel ook so. Ek dink ek is al iemand regtig geweet het hoe hard hy probeer het met die liefs. Was hy sy skuld nie? Die tante waarmee Gideon nou besig is. Ja, ek weet ja. En ek kan jou nie keer nie. Nee, my kind. Ek kan nie vir jou help nie. Daar's niks meer tussen ons twee. Vir baie jare nie. Ek het al my gevoel vir hom stuk vir stuk doodgemaak. Die jongen was ek baie keer dood gewees. Ek het gebid om te ontsnap uit hierdie huis. Elke keer as ek probeer het, het hy my verkeer en ek het nooit die krag en die moed gehad om werklik weg te breek nie. Ek haat hom. Ek sê dit kan help nie.
Karine is besig om met jou te maak wat hy met my gemaak het. As ek vir jou raad kan gee, doen wat jy dink is reg vir jou. Ja, juffrou, ek hoor iets verplaas. Verplaas, ek? Ja, die baas jou nie gesê nie. Nee, waarheen? Johannesburg toe. Ja, vra hom self. Ja, kom sit nou neer. Ek hoor ek is verplaas. Ja, Hoekom? ek hoor dis eie redes hoekom ek dink doen juffrou de Waal. Ons het jou in Johannesburg nodig. Spaar my die mooi praatjies, meneer. Ek weet hoekom ek verplaas is. Oor senator Skeppers julle gevra het. Maar ek is jammer ek gaan nie. Luister, moenie vir my kos staan 'n vies maak nie. Ek is die redakteur van hierdie koerant en jy gaan maak soos ek vir jou sê. En as ek weier? Dan ben jy waar jy kan toe. Nou goed, meneer. Dan bedank ek. Juffrou, luister. Jy is nou ontsteld. Gaan dink 'n bietjie na. En dan besluit jy. Nee, meneer. Ek het klaar gedink. Ek weet wat ek gaan doen. Totsiens. Juffrou, kyk of jy vir my senator Skeppers naam kan kry, asseblief. Probeer sy kantoor in die parlement. Wat gaan jy in Pretoria doen? Ek het 'n vriendin daar. Ek sal werk kry. Wat dan vir ons twee? Ek weet nie. Gee jy om? Ja. Wie dan gaan? Ek kan nie langer in hulle skaduwee lewe nie, Maurits. Jy moet goed gaan nadink, Karinkie. Oor jouself, oor ons twee. Dis 'n groot besluit wat jy moet neem. Goeiemiddag. Goeiemiddag. Karina is aan. Nee, sy is met 'n man hier weg. Ken jy hom? Ja, dis Maurits de Necker. Sy het haar tasse gevat. Ek dink nie sy kom gou terug nie. Dankie. Karine is nie hier nie. Sy het gery. Die 9de gebod, Philip. Die 9de gebod, jy's 'n predikant, onthou dit. Kan ek jou miskien help? Nee, ek glo nie jy kan nie. Nou maak jy van my eiendom afkom. Net sodra ek met Karine gepraat het. Hallo, Maurits. Hallo, Karine. Ek het hier blomme gebring. Dankie, hulle is pragtig. Dis nou genoeg, hoor. Kan ons nie ergens gaan koffie drink nie? Ons kan nie hier in vrede gesels. Sy gaan nie saam met jou nie. Sê wie? Het jy hierin gekom om moeilikheid te maak? As dit 'n misdaad is, vir een persoon om met 'n ander te gesels, dan sê ek ja, ek het moeilikheid. Wie dit duiwel dink jy praat jy? Dis sy een van ons skiel geword. Met jou. Ek het nog altyd gedink jy's 'n beskaafde mens. Maar jy net ons kan almal foute maak. Ek sê jammer, Karine. Ek wil jou nie by die maag nog met betrekking nie. Maurits? Wag maar. Karine!
Meneer de Nekker. Ja? Meneer de Nekker, ek is te vreeg gerechtswoorde. Senator Schippers het 'n vonnis teen u verkry oor daai boot daar. Jy moet die sleutel van my gee. Dank u. Zo hofbevel, ik kan het niet ignoreren. Wat is jouw boek? Ik zal eerst mijn bewijs. En jy gaan nie. Gaan we daar satisfactie. Maar jy wil ek moet teen hom opstaan en beklei. Kyk wat doen jy nou? Luister, Elise daai boot met sy geld. Koop ek gaan dit nie betwis, net nie so arm nie. Wat jy dink vat sy? Dis nie die begin hier, dit gaan hier ophou nie. Ek weet. Dis vir my wat die oorlog is, nee. Moenie dat jy optel nie. Maar dis nie jy wat my ontstel nie, dis jy. Toe jy die blomme vir my die dag gebring het. En jy lig gedag het om die polisie te bel. Dis wat my die krag gegee het om uit te loop. En nou? 'n Boot is nie die einde van die wêreld. Maar dis nie die boot nie. Dis die beginsel van die saak. Luister, Karin. Die grootste sot hier onder hierdie son is al gepleeg in die naam van beginsels. Kom ons vergeet dit. Maurits, toe ek saam hier vandaan weg was, was 'n keuse wat ek moes maak. Jy het dit verstaan. As jy wil sê, ek sal enigiets vir jou doen. Ek sal lieg, ek sal beklei enigiets. Ek hoop nie ons hoef so ver te gaan nie. Nou? Is jy klaar hier? Nee. So jy het my bedonder met die dans, hè? Dit wil jy, ek het jou geleer om so te praat met meisiekinders, hè? Klim in die kar, ons moet ry dorp toe. Ek is nog nie klaar nie. Die plaas gaan wag. Hier's groot moeilikheid. Vanoggend 'n brief aangekom van Maurits aan die wetsgenootskap. Maak oop, laat eens kyk. Wat ek jou geleer om ander mense se pos oop te maak. Jy maak altyd my love letters oop. Nou goed, maar jy wat oopgeskeer het, hoor. Liegen, Maurits, of liegen nie? Wel, ek het Trombosie gevra vir 'n bietjie besigheid te sorg, maar dit was alles net 'n grap geweest. Wel, is 'n bloody simpel grap as jy my vra. Phyllis, hou jou bek. Maurits, wat beteken dit alles? Ek is aangekla oor 'n besigheid gewerf het. Ek kan my van die rol skrap. Damn, die senator. Kan jy nie met jou bitterbek praat nie? Sal net vir my luister. Alright. Sluit toe hier, Maurits. Ons gaan drink 'n dop. Gaan mense kan dink as jy so nigter is. Kry ook my inkry. Nou moet ek van ons praat, die man, Phyllis. James, kom je naartoe. Geef ons alsjeblieft 3 double limousines met coke en nee, ik denk maak het maar 4 doubles. Alright, Maurits, en wat gaat nou gebeuren? Wel, ek sal seker maar met antwoord. As jy nie tevrede voel nie, dan val die saak hooggeregs. As daai bosman jou loop verklik het, dan sluit ek môre my rekening wel. Net môre. Jy skuld die bank R32.000 op die oordrag. Wie dink jy gaan die ergste daardie skade lê? Ek? Haha. Nee, ou boetie. Luister, dit help nou nie om ligsinnig te wees nie. Senator gaan my besigheid toemaak as ek nie keer nie. Ek moet iets doen. Julle tweekies. Is daar iets tussen julle? Wat vra jy nou so? Vra maar net. Want jy sit met die een troefkaart in jou hand en dis Karin. As julle nou sou dreig om te loop trou of so iets, dan kan jy maak seker 'n grap. Nee, ek maak nie 'n grap. Bedoel jy nou ek met Karin se troefkaart hier na pa gebring? Maar tog jy so wit nie, man. Luister hier, die senator is gekrenk oor Elise dood. Dis nie wat hy almal wil seermaak rondom hom. Ek kry hom jammer. Maar ek gaan nie Karin as 'n troefkaart hier gebruik. Ah, nie so opgekoek raak nie. Neem 'n stuk strooi. Wat nou? Man,
Daar's 'n sekere vark in hierdie dorp wat ons lewens vir ons vreeslik moeilik maak. En ek gaan senator Skeper se naam definitief nie in die verband noem nie. Please. En toe drank laat. Ek jammer oor dit, Michelle. Sal jy met my trou as ek jou vra? Dis nou 'n hipotetiese vraag. Wil jy nou regtig so privaat gebruik? Jy weet mos ek sal nie. En vir wat wil jy dan trou? Moet ek ernstig? Karim. Philip, kan as jy ook oomlikkie sien asseblief? Goed, ons stap om pastorie toe. Kan jy my so iets kom vra? Jy weet mos ek kan nie. Jy sê jy wil dit bevestiger, Philip. Maar vir wat wil jy nou staan en troue? Vir wat? Ek kom papa te verneem, dit is hoekom. Karim, luister na my. Elise is nog nie 4 maande dood nie, het jy al daaraan gedink? Luister nou, Philip, kom ons bly kalm. Karina wil graag hê jy met ons trou. Dit beteken vir haar iets om jou aan haar kant te hê. Kan jy dit nie sien nie? Hoe kan jy my so iets kom vra? Ek weet nie hoe voel ek oor Karina. Dink jy kan op my briefstoel klim en haar weggee? En jou van alle mense. Ek het Maurits lief. Nee. Philip, luister, ons het mekaar nog nooit gehad nie. Ons is albei Christene. Van waar hierdie bitterheid tussen ons? Jy moet my praat oor Christelikheid nie. Ek het my suster doodgemaak. Sy is nog skaars in 'n graf, maar sy Karina ook hê. Nee, Maurits. Nee, ek gaan geen deel daaraan hê nie. Philip, luister. Het helpt nie, praat verder nie. Het helpt nie. Dink jy, ek gaan my eie pa in die steek laat. Dink jy, ek gaan hom finaal van hierdie om kant te kies. Ek ken nie my. Vra vir jou brood. Geef my. Wat soort mens is jy, Philip? Wat soort predikant is jy? Wat weier om 2 mense wat mekaar lief het in naam van God te trou? En toe jy bang is wat mense gaan sê? Wat die naam van Here uit die gesprek uit. Sê jy wesenlik skaam. Is jy bang hy sien wat doen jy hier? Los my. Los my. Kan ek dit doen, asseblief?
Gaan dit weer doen. Okay. Maurits is kos. Hy is hier. Ek gaan nou maar vir julle eers alleen daar. So, jy het die dagvaarding gekry. Nou kom jy weer my soebat. Ek wil jou saak terug te trek. Dit wil jy kom sien. En nou die dag daar by jou plaas, hoe jy my toe behandel. Nou wil jy ek met jou jammer kry. Ek moet die dagvaarding terugtrek. Ons moet alles vergeet. O nee. Ek het niks vir myself kom vra nie, senator. Niks nie. Ek het net gedink, daar so 'n verskriklike bittere fiete tussen u en Maurits ontstaan. Het ek daarna gaan soek? Ek het mooi met hom gepraat. Ek wou iets in sy kop inprent. Wat dink jy wou luister? O nee. Nou gaan hy die gevolge dra. En Karin? Moet sy nou maar help om die gevolge te dra? Ek het Karin se toekoms vir haar uitgespel. En nou was jy jou hande in onskuld? Juffrou, as ek iets wil doen, keer niks my nie. Niks. Beteken Karin dan vir jou niks? Moenie my probeer omkom met Karin nie. Sy het niks met die hele boei te doen nie. Sy en Maurits gaan trou, senator. Trou? Sodat Maurits hom teen my kan wreek. Jy sal dit nie verstaan nie, senator. Maar die twee mense het mekaar lief. Ag, snert. Natuurlik sal jy sê snert. Wat weet jy van liefde af? Wanneer jy moet in jou liewe 'n mens lief gehad. Behalwe jouself. As Maurits en Karin met mekaar gaan trou, gaan ek vir hulle breek. Gaan sê jy dit vir hulle? Jy's 'n harde, hartlike ou man. Aan 'n dag kom, senator, wanneer jy gaan uitvind dat jy nie 'n enkele vriend in hierdie wêreld het nie. En daardie dag is nie meer ver nie. Ek hoop elke woord wat sy gesê kom waar. Ek hoop dit met 'n hele hart. Ek en jy het lankal niks meer om vir mekaar te sê. Ag nee, my ding, wat is dit dan nou? Ag, ek wens dit kon anders gewees het. Ek hou nie van sulke onenigheid nie. Jy moet onthou wat jou tant Emily gesê het. 'n Mens moet hierdie liewe doen wat jy dink is reg. Ek kan jou niks bied raad gee nie. As jy vir Maurits liefhet, dan maak dit in elk geval nie saak wat ek sê. Dan kan jy ook nie anders. Ek maak net ongeluk oor julle. Minste wat 'n mens in die wêreld kan verloor is geld. Waar is jy op pad heen? Ek gaan na Karin se troue toe. Het jy enige beswaar? Dis wat jy dink. O so, en wie sê so? Nie enkele lid van my gesin sal al voete by daai troue sit nie, verstaan jy my? Philip gaan nou wees. En wie wat gaan hy doen? Hy gaan vir Karin in die kerk inneem. Steek dit in jou pyp en rook dit. Jy lieg dit. Gideon! Hoe voel dit om die skip te wees as al die rotte dit verlaat, hè?
Relax, ou pel. Jy loop net saam met die meisie by die deur en dis al. Kon 'n damn sight erger geweest, jy kon voor die kansel gestaan. Jy is gehoor oor jou familie, hè? Ek is hier, is ek nie. Ja, maar ek skat, jy is vandag eerder in Jerusalem wou gewees het. Jou was nie so even nou kon weer gaan met. Jy het my klaar gesê as jy dit hoor. Weet jy? Ek moes iemand se sien op wat ek doen. Ek kan nie sonder by die kerk in die pad nie. Karinkie. Ek wil net jy moet weet. Ek lief vir jou. Gaan jy jou vader verraai? Nie jy nie, Philip. Asseblief. Jy gaan dit nie aan my doen nie. Ek het vir Karin beloof, asseblief. En wat van my? Jy gaan dit nie aan my doen nie, Philip. Nee. Lafaard. Maurits Priller de Necker en Carina de Waal. U het begeer dat die huwelik in die naam van God bevestig sal word. U moet echter eers hoor hoe eerbaar die huwelik volgens die woord van God is en weet dat dit 'n instelling van God is waarin hy 'n behaag het. Daarom het ek ook beloof om die getroudes te seën en hulle by te staan.
maar die wat in ontug lewe, veroordeel en straf hy. Leer jouself, jy het die regte ding gedoen. Die regte ding? Is dit die regte ding? Jy's net ontsteld, Philip. Ja. Ja, ek is ontsteld. Ek het nou net daar op die trap by die enigste mens wat ek ooit lief gehad het verraai. Ek is 'n swakkeling en jy het my so gemaak. Ek haat jou daaroor. Jy's my kind, Philip. Luister, jy's soos ek. Jou hand van my baadjie af. Alles wat ek gedoen het was vir jou en Karin. Luister na my, luister hier. Luister. Ek kan alles regmaak. Ek kan alles regmaak, jy ken my. Ja. Pa kan altyd alles regmaak en maak die saak wie nie prosesseer kry nie. Want Karin of Moritz of hulle familie is. Wat maak hulle saak? Hulle is mos nie mense nie. Ek sal die aksie terugtrek. Asseblief, Philip. Enigiets, man. Asseblief. Philip. Ga weg van my af. Ga weg van my af. Moritz en Karin. En nou dat u weet dat God die huwelik ingestel het en wat hy u beveel het, getuig u hier voor die aanwesiges dat dit u opregte voorneme is om in hierdie staat so te lewe en begeer u om in die huwelik bevestig te word. Ja. Verklaar u, Maurits Preller de Necker, dat sover u weet daar regtens geen beletsel is teen u voorgenome huwelik met Carina de Waal hier teenwoordig en dat u almal hier teenwoordig roep om getuie te wees dat u Carina de Waal tot die wettige vrou neem. Ja. Verklaar u, Carina de Waal, dat sover u weet daar regtens geen beletsel is nie teen u voorgenome huwelik met Maurits de Necker en dat u almal hier teenwoordig roep om getuie te wees dat u Maurits de Necker tot die wettige man neem. Wat is iets? Praat alsjeblieft even harder hiervoor. Wat is uw antwoord?